Vader, baie dankie dat ons voor U kan kom buig in hierdie oomblik, voor ons met U woord ook sal besig raak. U woord herinner ons daaraan, dat wanneer ons dit oopmaak, dan gee dit lig, dan bring dit vir ons duidelikheid, dan bring dit vir ons sin. Maar om dit te kan doen, is ons van U afhanklik om deur U Gees vir ons te kom lei en in ons harte te kom werk. Dankie dat ons dit kan bid en weet U hoor vir ons in Jesus se naam. Amen. Eenvoudig. Goed. Ons lees Lukas 24 vanaf vers 13. Lukas 24 vanaf vers 13. Nou, ek het al so, in die tyd toe ek hier saam met julle was, so 2 of 3 keer uit hierdie gedeelte gelees en uit hierdie gedeelte ook bedien. En elke keer iets anders, en is 'n verskeie ryk gedeelte wat ons hier saam lees. So vanoggend is dit nou weer 'n ander invalshoek wat ons bietjie gaan gebruik om oor hierdie gedeelte te gesels. So die ander 2 of 3 boodskappe wat ek oorgebring het nie eens ter sake gekom, ek het nie eens daarna gekyk nie. Maar hierdie is iets anders wat ek graag vanmôre met julle wil deel, wat vir my eweneens baie treffend is. Dis nou direk of kort na die opstanding van Jesus wat hierdie gebeure afspeel. En 2 van hulle, dis nou 2 van die disippels natuurlik, van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie sy naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? Hy antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar is dit vandag met dit alles die 3de dag van dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook nog ontstel nadat hulle vroeg by die graf was en toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vrou ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat deur die profete gespreek is. Moet die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê en al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarin hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons. Want dit is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Het dit sover dat ons lees uit die woord. Daar is so 'n paar dingetjies wat ek net wil iemand mooi na oplet. En wat belangrik in hierdie gedeelte is, en ons thema wat ons vanmôre met u oor gesels is, dan Jesus kom van ver af. En as ons praat van hy kom van ver af, dan beteken dit nie hy kom van 'n ver dorpie af nie, maar hy kom van ver terug af. Hy kom al van Genesis af. Hy kom al van die Ou Testament af. Hy kom van ver af en ek wil dit vanmôre met julle deel. En ons gaan nie vanmôre by alles uitkom nie. En ek gaan dalk so 'n paar Sondae met dit besig wees, want daar's 'n hele klompie verwysings en baie interessante dinge wat ek graag met u wil deel. Maar van die dinge wat ek raak gesien het in hierdie gedeelte in vers 21, sien ons hulle opmerking toe hulle gesê het, en ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, maar nou is dit vandag met dit alles die 3de dag van dit gebeur het. Die verkeerde verwagting wat die disippels en Israel as 'n geheel eintlik ook maar gehad het omtrent Jesus. En as hulle hier praat, ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos, dan het dit niks te doen met sonde nie. Hulle het 'n politieke verlosser verwag, want hulle is onder die Romeinse juk en hulle is onder 'n onderdrukking.
En hulle verwag 'n koning, hulle verwag die Messias gaan kom, en hy gaan 'n koninkryk oprig, en hulle gaan ontslaaf wees van die Romeinse juk. Op ander woorde, hulle het 'n verwagting gehad, dat Jesus hulle in die sekulêre opsig gaan kom help, die verlosser. En dit doen hy dit nie. En nou is hulle verwagtinge daarmee heen. Heeltemal verkeerd. In vers 25 sien ek nog iets raak. Hy sê vir hulle, en hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Hulle het die woord geken. Die vraag is, vanmôre ken ons die woord? Ken ons dit goed genoeg, as ek vanmôre vir jy moet vra, waar lees jy oral in die Ou Testament van die kruisiging? Dit is dalk so 'n bietjie makliker, maar waar lees jy van die opstanding? Waar lees jy in die Ou Testament van die hemelvaart? Dis alles daar. Maar ons sien dit nie raak nie. En net so die disippels ook, Jezus het hulle dinge geleer, hulle was 3 jaar onder sy bediening gewees, hulle het self ook die skrifte en die goede eintlik veronderstel gewees om te ken, en hulle sien hom nie. En hulle vra nog steeds vrae, en hy sê vir hulle, o onverstandig is met harte wat traag is om te glo. Hy sê, julle is bietjie stadig. Wat sê jy so om dit te verstaan, om dit in te sien? So hy neem hulle in opsig kwaadlik, maar toe hy vir hulle dit nou verduidelik, en sê vir hulle, uit die Ou Testament uit, gaan haal hy die profete, en hy Moses, en hy gaan haal al die verwysings van hom, gaan haal hy uit. Nou, ek dink dit het nogal, of het baie stadig gestap, of het baie stil gestaan toe hulle gestap het. Want as Jezus vir hulle al die goeders moes gewys het, wat op hom betrekking het, dan het hulle heel dag gestap. Maar hy dalk net so vlugtig na verskillende goeders verwys. Maar daar is in elke boek van die 39 in die Ou Testament, in alle 39 Ou Testamentse boeke, is daar ten minste een verwysing na Jezus. En min mense weet dit. Min het hom al gesien. Maar hy is daar. En dis die dinge wat Jezus vir hulle kom oopbreek het. En toe hy vir die dinge begin oopbreek, wat gebeur? Dan kry ons dit in vers 32, hulle opmerking. Was ons harte nie brandende in ons, toe hy vir ons hierdie goeders verklaar het nie. En dis waarmee in ons pad is vanoggend ook, en met hierdie, kom ons noem dit maar 'n reeks wat ek met julle gaan deel, oor Jezus wat van ver af kom, en die Ou Testamentiese verwysings wat daar is na hom toe, dat ons harte brandend sal word weer. En want ons het baie keer as kinders van die Here, en ek dink, ek kan redelik veralgemeen as ek dit sê, ons het almal ergens in ons lewe, het ons stryd met versoekings en met sonde, wat mense mee sukkel, en die kom nie oor die ding nie, en dan dink jy het nou goed gewen nie, ek is nou op 'n goeie plek, en dan gebeur dit weer. En dan bid ons dieselfde gebeur en sê, Here help my, ag Here nog hierdie keer, en ag Here vergewe my, en dit is so 'n ding wat hom herhaal. En iemand eendag gesê, en dit is so waar. Ons fokus is baie keer so op die sonde wat ons moet probeer vermy, en wat ons moet probeer oorkom. En ons sien hierdie sonde raak, en dit is nie verkeerd nie. Maar hoe liewer jy word vir Jezus, hoe opgewonder en hoe meer impress jy word met Jezus, hoe minder word sonde 'n issue in jou lewe. En dis wat ons op pad is. Dat as ons vir Jezus sien vir wat hy gedoen het, en wat hy steeds wil doen, dat het sonde in ons lewens nie die fokus sal maak. Maar hy, want as my fokus op hom is, kom ek vat hier na Hebreërs 12 vers 1, toe hy sê, laat ons met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Laat ons elke las af lê. Die sonde wat ons so maklik ombring, die oog gefestig op Jezus, die leidsman en volëinder van ons geloof. Die oog vasgemaak op Jezus. Want wanneer ons hom in ons fokus het, wanneer ons hom in gedagte het, dan is sonde nie 'n issue nie. Dan verdwyn die begeertes, dan verdwyn daar die stryd wat mens baie keer het. Want daar is die plek vir dit. So ek is opgewonde en ek is vol vertroue dat ons by dit sal uitkom in ons geestelike lewens. Maar kom ons gaan terug. Daai gedeelte wat ons nou gelees het, ekskuus tog. Weet jy kom die dinge liedjie ook nog by nie. Maar in elk geval, ek hoef nie die noot te vat voor ek begin preek nie. Ek het hom. Alright. Kyk het vir ons 'n bietjie daarna as jy die kans kry, hoor.
Maar die bekende Emmaus gesprek wat ons nou hiervan gelees het ook, en hy het begin van Moses af, en al die profete, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Nou as jy praat van Moses en die profete en die skrifte, dis die 3 gedeeltes wat die Ou Testament bestaan. Moses is die eerste 5 boeke. Die geskrifte is van daaraf tot by eerste groot profeet, Jesaja. Dan van Jesaja af is dit die profete. Alright, so dis die 3 gedeeltes in die Bybel, die wet, die geskrifte en die profete. Die geskrifte is alle geskiedenis en psalms en spreuke en prediker en daai hooglied en so. Dis die geskrifte. Profete is dan daar die klomp vername profete en dan die minder vername profete wat ons van praat, die klein profete. So hy gaan haal uit al die wet en al die profete en al die geskrifte, die dinge wat op hom betrekking het. Al die verwysings. En dis baie interessant. En in Lukas 24 vers 44 lees ons ook, hy sê vir hulle, dis die woorde wat ek met julle gespreek het, toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses, en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hulle verstand om die skrifte te verstaan. En dit wat ons nodig het, vandag ook nog steeds. Ons lees baie keer, en ons verstaan nie, maar ons lees. Ons het nie altyd insig nie, ons het nie altyd 'n openbaring nie. En dis iets wat ons moet bid. As jy die Bybel oopmaak om te begin lees, dan is dit jou eerste gebed wat jy bid en sê, Here, open my oor te kan sien. Nie gewone fisiese sig nie, maar Here, open my oë om te kan sien wat U wil vir my sê, wat die regte geskrywe staan, wat agter die dinge geskrywe staan, die dieper betekenis van dit wat hier staan. Anders gaan ons so oor die woord lees, en ons kom nie nou by die diepte daarvan uit, en ons kom nie werklik by aanbidding uit nie. In die week sien ek iets, ek het dit gebeur, ek het dit gestoor op my rekenaar ook. Nou, ek weet nie van julle al gehoor het van John Piper nie, baie goeie preker in Amerika ook. Hy het gegaan, en hy het, nou julle ken almal nou deesdae hierdie artificial intelligence, AI, wat jy kan selfs, as ek nou vanmôre dit wou gedoen het, ek sal dit in my lewe nie te kan doen nie, maar ek noem net die voorbeeld. As ek nou sê, ek wil vanmôre praat oor Jesus in die Ou Testament, kon ek net op my AI gaan 'n paar sleutelwoorde insit, en hy sê vir my 'n hele reeks, wat ek vir tot 'n lengte van daarmee besig sou skryf, maar uitgooi, binne 'n paar sekondes. Dis wat AI vandag vir jou kan doen. Was artificial. Ek stel nie belang in dit nie. Maar John Piper gaan toe, en hy gaan sê, hy voer 'n paar woorde in, om God te aanbid, vir wie hy is, en wat hy gedoen het, Jesus, en hy sit so 'n paar sleutelwoorde in, en hulle gooi vir hom, AI gooi vir hom binne 3 sekondes, gooi vir hom 'n gebed, en hy lees daai gebed. Jy kan op daai gebed nie een teologiese fout vind nie. Die diepte wat daar in daai gebed is, die woorde en die uitdrukkings wat gebruik word, spot on. Jy kan net so lees as jy wil, maar kort iets. Daar's geen gees in dit nie. Daar's geen emosie in dit nie. Dit is artificial. En ons kan baie maklik met die Here ook so omgaan. Ons kan deur die Bybel lees, ons kan self sing, en dit kan artificial wees. Sonder ons werklik verstaan, sonder dat ons werklik ons harte brandende het in ons. Ons kan God eer met ons lippe. Ons kan hom eer, soos John Piper ook gesê het, you can't glorify him with bytes and megabytes. Ons harte moet daarin wees. En AI het nie hart nie. En dit is wat ons wil doen met die woord, om vir ons terug te vat na die hart van aanbidding. Want aanbidding beteken nie om te sing nie, aanbidding is 'n leefwyse van toewyding aan die Here. En ons kan dit alleenlik doen, wanneer ons weet wie Jesus is en wat hy gedoen het. En ons raak nog opgewonde oor dit. Ons harte brand nog as ons dit hoor en as ons dit lees.
Jesus het op 'n stadium vir die fariseërs gesê, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. Kom ons het dit gedaan. Hy sê vir hulle, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. Wat bedoel hy met dit wat hy sê? Sê, hulle het die Bybel gelees en gedink, die feit dat ek Bybel lees, maak my aanvaarbaar by God. Die feit dat ek lees, moet my lewe gee. Dit is net 'n eenvoudige godsdienstoefening gewees wat hulle gedoen het. Ons lees die Bybel en daar's verdienste daaraan. Dis 'n goeie ding wat ek doen, die Here sien dit raak en hy moet my beloon daarvoor. Hy moet erkenning vir my gee. Want ek lees. En Jesus vat hulle vas oor hierdie saak. Hy neem hulle kwaadlik as julle ondersoek die skrifte omdat julle meen die lees daarvan het julle lewe. En julle wil nie na my toe kom. Hy sê, en dit is die wat van my getuig, maar nie die volgende versie en sê, maar julle wil nie na my toe kom nie. Sien, daar is die verskil. Mense kan so besig wees met die Bybel, terwyl die ver van die Here af is. Maar as jy hom reg gaan lees, en ek gaan sien, gaan hy my nader aan God bring. Dis die verskil. So daarin een, hoop ek, is ons op pad. In 1 Korintiërs 15, ons het laas Sondag het ons dit gelees, 1 Korintiërs 15, toe ons praat oor die opstanding, daar staan, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, dat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Wat is skrifte? En dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. Nou vraag ek julle, as ek nou vanmorgen vir julle moet uitdaag, en ek sê, geef my een verwysing in die Ou Testament na die kruisiging, geef my een verwysing in die Ou Testament na die opstanding. Wat gij sê? Het jy soeis? Weet jy van soeis? Daar moet ten minste 39 wees, want in uit elke boek het is daar een. In sommige boeke is daar meer, in Psalms is daar hordes. Maar toe maar, ek gaan julle help, om so van hulle raak te sien vanmorgen. Ok, en ek gaan nie by almal van hulle kan uitkom nie, maar ons gaan by van die vernaamstes gaan ons probeer uitkom. By van die sterkste boodskappe gaan ons by uitkom. Maar Jesus kom in al 66 van die boeke van die Bybel voor. Die 39 van die Ou Testament, natuurlijk ook al die Nuwe Testamentiese boeke ook. Die profesie wat daar is, omtrent sy koms, wat hy gaan kom doen, wie hy is, wat hy gaan kom sê, dis daar. Die skadubeelde, die types en die simbole wat almal dui op hom, dis daar. Wat ons in die Ou Testament het, is eintlik 'n klomp skaduwees. Maar ek het al vele verduidelik ook, jare terug toe ook oor die kwessie van types in skadubeelde gepraat het. Om 'n skaduwee te gooi, moet daar iets wees, né? Maar in die Ou Testament sien ons nie vir Jesus duidelik, ons sien net die skaduwees. Maar omdat daar 'n skaduwee is, moet daar iemand wees wat dit gegooi het. En die skadubeelde is die goed wat ek bietjie met julle wil oorgesels vir die volgende rukkie. Maar word ook voorgestel in beelde, nie in beelde, maar ook in karakters en gebeure. God se hele verlossingsplan, die kruis en die opstanding, kom in verhale voor in die Ou Testament. Wat as allegorieë, wat as vergelykings kan dien, dat ons beter kan verstaan. En nou sê Jesus op 'n stadium in Matteus 5 vers 17 die volgende: Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Nou word hierdie teksvers word baie keer totaal en al verkeerd verstaan en verkeerd verduidelik vir mense. Mense wat graag nog onder die wet wil lewe en sê, ja, ons, die 10 gebooie geld vir ons, en ons is nog onder die wet en allerlei tipe goedes, gebruik hierdie teksvers sê, maar Jesus het dan self gesê, hy het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, maar om het te kom vervul. Is dit wat hy gesê het? Wat beteken die woordjie vervul? Wat beteken die woordjie ontbind? Daai woordjie vervul beteken om vir iets betekenis te gee, om aan iets te kom voldoen, om iets te kom bevestig. Die oorspronklike woord beteken letterlik. Die woordjie ontbind beteken nie om die tentpenne los te maak nie, so 'n bietjie slap te maak nie, maar op die tentpenne styf te trek. Dis die woordjie vervul. Jesus het gekom om die wet se tentpenne te kom styf trek. Hoekom? Van die fariseërs en die skrifgeleerdes het so ver gegaan om die wet
so te verwater, af te water, dat hulle dit in 'n groot mate reg kon kry, om aan baie van die wet se vereistes te kan voldoen. Maar dan word hulle die wet se krag afgebring. Klomp wette bygesit en het die standaard van God eintlik probeer afbring. En toe kom Jesus en hy kom trek die 10 penne styf en sê vir hulle, probeer nou. Is daar enige iemand wat die wet kan hou? 100%. Elke dag. Was daar al ooit iemand? Ja, net een. Hy het dit kom vervul. Daar is die betekenis. Jesus het vir die mensdom kom wys, vir die fariseërs en vir Israel kom leer en gesê, niemand van julle kan die wet nakom nie. En niemand kan redding ontvang, niemand kan gered word deur die onderhouding van die wet nie, want julle gaan almal opslip. Julle gaan almal misluk. En toe trek hy die 10 penne, die toue stywer en sê, as die wet moet verstaan, sodat ek hom het, en soos hy veronderstel om hou te word, dan gaan dit nog moeiliker wees om dit te doen. Maar ek het 'n oplossing vir julle. Niemand kan in die wet se vereistes voldoen nie, behalwe Jesus. En nou die wet gesê, vervloek is elkeen wat nie bly by die wet nie. En enige iemand wat die wet oortree, daar is net een straf. Wat is dit? Dood. En toe sê Jesus, ek sal in julle plek sterf. Ek het nie nodig om dit te doen nie. Ek het die wet vervul namens julle. Ek sterf in julle plek. Die straf wat julle verdien, is op my. Jesus word die vervulling van die wet. Hy word die einde van die wet. Waar lê my en jou redding vandag? In die hou van die 10 gebooie? Om te probeer ten minste? Hard te probeer? Soos die oom van my deurtyd in Appington gesê het, toe ek probeer altyd om so naby as moontlik aan die 10 gebooie te lewe. Sê vir hom, good luck, oom. Waar gaan dit jou bring? Maar die oomblik as ek vir Jesus aanvaar, as my saligmaker, my verlosser, dan word hy ook my verlosser vir die onderhouding van die wet. Ek hoef nie. Want ek kan nie, dit hou nie. Ek kan nie geregverdig word deur die onderhouding van die wet nie. Ek kan nie reg lewe voor God deur te probeer nie. Ek het iemand nodig, ek het 'n middelaar nodig, ek het 'n plaasvervanger nodig. En dis waar Jesus in die prentjie kom. En dis waar die beelde en die simbole en die vergelykings in die Ou Testament vandaan kom, wat hulle vir ons probeer skets. Jesus word tot plaasvervanger. En nou wil ek net by sê, die dag wanneer jy gered word, dan is ek nie meer onder die wet nie. Ek hoef nie te probeer om die 10 gebooie te hou nie. Maar omdat ek die Gees van God ontvang het, en hy lewe in my, sal ek graag soos hy wil lewe. Gaan ek dit regkry? Uit myself? Zero kans. Maar dis waar Filippense 4 vers 13 inkom. Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my krag is. Wat in my is. En as ek hom toelaat om in my te lewe, deur my te lewe, Jesus gaan ons nie iets teen die wet doen nie. Die Heilige Gees gaan my ons nie lei om iets teen die wet, teenoor God se woord te doen nie. Hy gaan my lei om daar volgens te lewe. My saligheid is in Christus. My redding is in Christus. Niemand kan gered word deur te probeer om die 10 gebooie te hou nie. Want jy kan nie. Het is gedoem tot mislukking. Maar iemand het dit namens ons gedoen. Ek hoop het maak sin. Want hier is ontsettend belangrik. Jezus het nie gekom om die wet of die profete die toue los te maak. Hy sê, kom ons maak dit 'n bietjie makliker nie.
Hy kom vervul uit die tent, en stywer gemaak om vir ons te herinner daaraan, jy kan nie. Jy het my nodig. Sonder my kan jy niks doen nie. Dis eenvoudig en ek soos dit, nee. Nou kom ons terug na Genesis 3 vers 15, die hele eerste verwysing na Jesus. Kom ek sê so, heel eerste direkte verwysing, waar daar is 'n indirekte verwysing na Jesus in die heel eerste versie van die Bybel. Het jy dit geweet? In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Waar is Jesus? In daai teksvers. Nee. Hy is nie daar nie. As jy nie weet wat die oorspronklike staan nie. Ons Afrikaanse Bybel, geen Bybel, nie die Hebreëse Bybel, het vir Jesus daarin. Geen ander vertaling het hom ingebring, hulle kan nie. Daar staan miskien moet ek dit ergens met julle weer deel, want ek het jare terug met julle gedoen, en ek dink die deel ook nuwe mense bygekom. Maar in daardie eerste teksvers, in die begin het God die hemel en die aarde geskape, daar is 7 woorde in die Hebreëus. Die middelste ene is nêrens vertaal nie. Alef, Taf. Die Alfa en die Omega, dis Jesus. Hy staan daar. In die oorspronklike, maar in geen Bybel is hy ingesit nie. Interessant. Ek sal het graag met julle op 'n stadium wil deel, maar kom ons los hom eers daar. So, dis om ek sê, die eerste direkte verwysing is in Genesis 3 vers 15, waar ons die volgende woorde lees. Hy sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en haar, en tussen jou saad en haar saad. Van wie praat hy hierso? Hy praat hier met Eva. En hy sê, wie is jou en haar wat hiervan praat? Dis die Satan en die vrou. Hy sê, en ek sal vyandskap stel tussen jou en haar. Uit die vrou sou die mensdom verder gebore word. Satan se saad, sonde, antichrist. Dan sê Jesus die volgende, tussen jou saad, nou woorde, jou nakomelingskap, jou nageslag, en sy nageslag. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt, sê vir die Satan. Wie is hierdie hy? Dis Jesus. Waar het dit gebeur? Aan die kruis. Hy sal jou kop vermorsel aan die kruis. Jy gaan hom in die hakskeen byt. Typies, né? Maar daar is hier 'n klompie. Ek gaan net so vinnig 'n paar van hulle noem. Genesis, dit is vir Adam, tipe van Christus. Ons het die saad, ons het die ark van Noag, ons het vir Isak, ons het vir Melchisedek, ons het in Exodus vir die paaslam, ons het vir Moses, ons het die manna, ons het die tabernakel, in Levitikus het ons die offers, die feeste, die sondebok, die hoëpriesters, in Numeri het ons die wolk en die vuurkolom, die koperslang, die water uit die rots. Dit is alles verwysings na Jesus en sy verlossingswerk. In Deuteronomium het ons 'n profeet soos Moses, en ons het ook die vrystede, daaroor het ek ook al met u gesels. Alles verwysings na een of ander opsig van Jesus. Een of ander eienskap van Jesus, wie hy is, of wat hy doen. Maar ek vanmôre met u gesels oor die eerste ene. Ek weet nie of ons veel verder gaan kom as die eerste ene nie. Ek het reggemaak vir 3 vir vanoggend, maar ons gaan net by die eerste ene uitkom. Okay, so, treffende beelde en simbole, prentjies van Jesus. Wie hy is en wat hy kom doen het. Sy verlossing, sy reddingsplan. En die eerste een is, vername groot een wat ek oor gesels, is die ark van Noag. Het jy geweet dat die ark van Noag is 'n beeld van Jesus Christus? Dink jy, het julle geweet dat dit wat daar gebeur het Jesus se verlossing voorstel? Min mense besef dit. Die Bybel sê dit duidelik, as jy het hom gaan lees, maar as baie dinge wat ons kan gaan interpreteer ook. Maar die Here gedoen het met, wat dit op daai stadium die toedrag van sake was. As jy nou in Genesis hoofstuk 5 gaan lees, in die begin van hoofstuk 6, so kan sien ons, in daai tyd was die aarde, die mensdom was verdorwe geweest. Die boosheid van die mense was altyd deur net sleg geweest. Daar was ondertrouere geweest, en daar was die reëse in daai tyd geweest, wat algemeen, of redelik algemeen aanvaar word, die vermenging was, tussen gevalle engele en die mense.
en dat daar afwykings was. Die tegnologie op daai stadium op die aarde, baie van dit word vandag ontdek, kom uit daai tyd uit, was ver gevorderd geweest. Maar die boosheid van die mens was sleg, misdaad, korrupsie, amper soos vandag. Die goddeloosheid wat daar was iets verskriklik. En toe het God gesê, ek gaan 'n einde daaraan maak. Dan gaan hierdie mensdom uitdelg, want hulle het so verdorwe geraak, het so vermeng geraak. Dis nie meer my beeld nie. Dis nie wat ek in gedagte gehad het nie. Mense het gedoen wat hulle wil. En toe sê God, maar ek sal 'n plan maak. Ek sal iemand kry. En ek gaan 'n ark bou. Groot genoeg vir diere en vir mense. Die wat wil. Die wat ek regverdig bevind, kan ingaan. En sal behoue bly. In die vloed. En God sê vir Noag, begin bou die ark, en hy gee vir hom duidelike instruksies waarmee om te bou. En Noag doen presies soos wat die Here gesê het, volgens plan. Streng volgens God se plan het hy gebou en die ark verseël teen die komende oordeel. Die water. Nou, jy weet, mense nou die mooi prentjie, die storie gaan haal. Tot op daai stadium, nou praat ons van die eerste 1000-2000 jaar plus van die mensdom. In daai eerste tydperk tot en met die sonvloed het dit nog nooit gereën op die aarde nie. Was nie nodig nie. So reën was iets vreemd geweest. Hoe die aarde, wat het gebeur? Die Bybel praat van 'n dampkring wat die aarde bevochtig het. Maar oor die hele aarde het amper 'n kweekhuis-effek gehad. En dit was baie vochtig geweest en dit was ideaal geweest. Daar was nie reën nodig geweest. En die Here sê vir Noag, bou 'n ark, want ek gaan laat reën op die aarde. Dink jy, wat was Noag se eerste vraag geweest? Wat is dit? Maar hy het dit gedoen. Ons weet nie, maar ek dink hy het net geen eenvoudig, Here sê ons sit, ek gaan reën gee, en ek gaan die sluise onder die aarde gaan ek ook oopmaak. En daar was baie water onder die aarde ook geweest. En ek gaan 'n vloed stuur, wat die mensdom gaan verdelg. En Noag het getrou gebou. Vir 120 jaar het hy die ark gebou. En toe hy klaar is, toe die Here nog 7 dae gegee. Nou daar is baie interessanthede, vergelykings tussen dit en waar ons vandag ook is. Maar die Here sê vir maak vir jou ark van goferhout, met afdelings moet jy die ark maak en dit binne en buite met pik bestryk. Nou die woordjie net vir interessant, die woordjie vir pik, waarmee hulle die ark geseël het, is dieselfde stamwoord wat gebruik word vir die woordjie versoening. Dat God ons sondes bedek. Die ark bedek, toegemaak, verseël. Die dag as jy gered word, dan word ek bedek, verseël in Christus. Die ark het net een deur, net een ingang gehad, waar maar niemand kon ingeslip het nie. En niemand kon soos hulle deesdae maak met baie van die ligrederye, as hulle gaan land, dan kry hulle wat hulle noem 'n stowaway, né? Dat hulle iemand uit Afrika uit wat ergens in die wiele ingeklim het en saam gery het. Dan is hulle gewoonlik dood as hulle aan die ander kant uitkom. Hier en daar oorleef iemand dit, want dit is amper onmoontlik om te oorleef. Hoe weer al iemand gekry in die Elsje, né? Maar in elk geval, stowaways, die ark het nie stowaways gehad nie. Iemand ingeslip het en ergens weggekruip het, wie tussen 2 olifante ingeklim het nie. Niemand nie. Een deur. Waaraan herinner dit ons? Johannes 14 vers 6. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom aan die Vader behalwe deur my nie. Johannes 10. Ek is die deur. By Jesus deurkom, by hom ingaan. Ek is die goeie herder. Sy lewe aflê vir die skape. Is daar nog 'n teksvers? Handelinge 4 vers 12. Daar is ook geen ander naam onder die hemel gegee waardeur ons gered moet word nie, as die naam van Jesus Christus nie.
There's only one way. Een weg na Jesus toe. En dis Jesus. Sy weg, sy versoeningsweg, sy kruisweg. Nie soos wat daar net een manier was om gered te word nie. Die ark was dus 'n simbool van verlossing en veiligheid. Die wat in die ark ingegaan het. Nou sê baie mooi ook daar so is 'n teksvers, hy sê maar nou vers 18 sal ek met jou 'n verbond oprig. Jy moet in die ark ingaan. Jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. Daarna, hoofstuk 7 vers 1. Het die Here aan Noag gesê, gaan in die ark, jy en jou hele huisgesin, want jou het ek regverdig bevind voor my aangesig. Hy het ingegaan. En toe Noag en sy gesin in is, regverdig, wat maak die Here? Noag het nie gesluit nie. God het gesluit. God het verseël. God het agtertoe gemaak. En hier is vir my 'n mooi prentjie ook van dit wat Jesus doen die dag as hy jou red. Hy sluit my in van agter en van voor. Hy verseël. En niemand kan jou uit my hand uitruk nie. Noah and his family was safe in the ark of salvation. He found grace, obeyed by faith, and became an heir of righteousness. What a clear picture of our salvation in Jesus Christ. Ons moet ingaan. Ons moet na die Here toe kom. Hy het gekom om te soek en te red wat verlore is, maar ons moet na hom toe keer. Dis wat bekering beteken. En dis 'n boodskap wat vandag in baie kerke nie meer verkondig word nie. Daar word 'n baie maklike manier vir mense voorgehou hoe om in die ark, hoe om in die hemel te kom, hoe om by Jesus uit te kom. Nie 'n gebedjie bid nie, jy moet net vir hom aanvaar as jou persoonlike saligmaker en verlosser. Jy moet net glo. En bittermin word vandag nog in kerke mee gepreek oor die boodskap van die begin af, jy moet jou bekeer tot God en jy moet jou bekeer van sonde. Bekering word deesdae verswyg. Noag moes sy rug op die goddelose wêreld keer voor hy kon ingaan. En dit is vir jou en vir my vandag nog van krag. Die ark was 'n simbool van redding. Hy was daar, dit was beskikbaar tot redding. Net Noag en sy gesin het dit ernstig opgeneem. En dit geld vandag nog in elke gehoor. Daar's mense wat die dinge hoor, soos hulle in Noag se tyd gehoor het, want Noag het terwyl hy gebou het en gepreek, het julle dit al gelees in die Bybel, né? Daar in 1 Petrus. Noag was 'n prediker van geregtigheid gewees. Noag het gepreek oor die dinge wat kom. Wat het die mense daarmee gemaak? Oënskynlik niks. Wat afvraag? Geïgnoreer. Ek dink toe hy vir hulle vertel van reën, toe was die reaksie erger as syne gewees. Waarom praat jy, man? Nie laf wees nie. Ek stel eintlik maar baie sagkens. Maar het 'n joke gemaak van dit. Hulle het nie ernstig opgeneem en daar's vandag ook mense wat nog steeds van hierdie goeders 'n joke maak. Hulle vat nie ernstig op nie. Onverstandig is. Traag om te glo. Wat Jesus net wil gebruik. En dink hy is daar om ons te kom help met ons probleme. Hy is daar om jou te red van jou sonde, jou verlorenheid. Ek gaan my afsluit vanmôre met 1 Petrus 3 vers 20 en dan net 1 of 2 verse nog saam met dit. Maar 1 Petrus 3 vers 20 en 21 lees ons die volgende. Hy sê toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dit is 8 siele, deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red. Watter doop praat hy hiervan? Die teksvers word deur mense heeltemal uit verband uit geruk en verkeerd verstaan. Kom ek vra vir die vraag so. Hy sê so, 8 siele deur water heen gered is, waarvan die teebeeld, die doop, ons nou ook red. Wat 'n doop praat hy van? Wat het hulle gered? In Hoogstyd, wat het die mense gered? Was dit die water of die ark? Die ark. En die water, wat het die water gedoen? Veroordeel. Die water het doodgemaak.
Nou sê hy, waarvan die teebeeld, met ander woorde die antitype, van die doop ons nou ook red. Watter doop red jou? Kom ek sê vir wat glo mense? Kinderdoop, besprinkeling, voorkop. Predikante sê het in die kerke vandag vir mense, daar is die teken dat jou naam in die boek van die lewe geskrywe is. Daar is jou son, dis die teken dat jy gered is. Dit is in die kerk hier in ons omgewing, groot kerke, Afrikaanse kerke, word het verkondig. Daar in dat kol, op die voorkop, daar is jy gered. Daai doop red jou. Is dit die onderdompelingsdoop wat jou red? Groot doop. Is daar enige doop wat 'n mens red? Ja. Die regte doop het niks met water te doen nie. Geen waterdoop. Groot of klein. Min water of baie water. Onder die water of bo die water. Kan jou red nie. Geen doop nie. So watter doop wat hy hiervan? As hy sê deur water heen gered is, waarvan die teebeeld die doop ons nou ook red. Watter doop praat hy hiervan? Die doop deur die Heilige Gees. Dis hy. Waarvan dit plaas? Die dag wanneer ek Christus as my verlosser en saligmaker aanneem, dan doen die Heilige Gees 'n werk in jou hart. En hy, die woordjie doop beteken nie altyd onderdompel nie, hoor. Dat is ouens wat dit ook glo. Doop beteken om in te steek of weg te bære of in te druk. So, ek het dit al gedoen, ek het nou nie iets anders wat ek gaan gebruik. Ek gaan dit so gebruik. Kom gebruik hom soms weg, moet ek net 'n slukkie vat. Christus. Ek. Die dag wanneer ek gered word ek deur die Heilige Gees in Christus gedompel. Gedoop. Weggesteek. Word in hom geplaas. En wat doen die Heilige Gees? Verseël. Wat gebeur nou met my daar binnekant? Ek absorbeer. Dit is nou 'n klip gewees, maar kom ons sê dit was 'n spons gewees. Oomblik as ek in die water is, wat gebeur met die spons? Ek vat al die water in. Ek word in Christus gedoop en ek word ook met die Heilige Gees gedoop. Met ander woorde, nou ek is in Christus en ek word deurdrenk. Saturated by the Spirit. Ek word vervul met die Gees. Ek word vervul met die lewe van Christus, want ek is in hom. Ek het jare terug ook vir verduidelik met beskuit. Die oomblik as jy die beskuit in die koffie indruk, wat gebeur met die beskuit? Hy word sag, né? En as jy hom lang genoeg daar hou, hy raak weg in die koffie. Nee, hy raak weg in die koffie. Hy raak weg in die koffie. Hy los op. En dit is wat met 'n kind van God gebeur, as ek in Christus geplaas word, as ek in Christus gedoop word, dan word ek so opgeneem deur sy lewe, dat dan naderhand niks sigbaar is myself nie. Hy moet meer word, en ek minder. So wat 'n doop het die mense gered in Noag se tyd? Die doop in die ark. Toe God hulle in die ark laat ingaan het, hulle word weggesteek in die ark. Hulle word verberg in die ark. Toe kon die water maar kom. Wat 'n doop gaan vir jou en my red. Wanneer ons in Christus gaan, kan Vader ons met saligmaker vir ons in die Heilige Gees verberg my. Verseël my, neem my in. Dan is ek veilig. Dis 'n geestelike doop. En ons moet versigtig wees. En as mense net hierdie konsekwent kan toepas, om nie elke keer wanneer jy die woordjie doop lees, water ook te lees nie. Dis 'n groot fout. Want daar's baie dope in die Bybel, en baie van hulle het niks met water te doen nie. En ons maak te veel van die waterdoop, en te min van die Jesusdoop, Heilige Geesdoop. Want dis die doop wat jou red.
Kyk wat sê, en ek gaan daarmee afsluit, 1 Korintiërs 12 vers 13 en Romeine 6. 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, sê dit, waar is ons nou? Nee, ek is by verkeerd een, teruggaan. Daar is die tekst vers, ek het hom al klaar opgehaald. 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, want ons is almal ook deur een gees gedoop. Is daar water betrokke? Niks. Tot in een liggaam. Of is nou Jood of Griek is, slaaf of vryman is, ons is almal van een gees deurdrenk. Gedoop, deurdrenk. Ingeplaas, deurdrenk. Vervul met die Heilige Gees. Romeine 6 vers 3. Of weet hulle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is? Is daar water betrokke? Nee. In sy dood gedoop is nie. Want doop beteken ook vereenselwiging. In ander woorde, as ek deur die Heilige Gees in die liggaam van Christus gedoop word, en ek is deel van Christus, dan vereenselwig ek my met sy dood. En dan is ek dood vir myself. En ek lewe vir hom. En die lewe wat ek lewe, is hy wat lewe. Ek hoop het maak sin vanmôre, want hierdie goed is belangrik. Klink miskien baie teologies vanmôre, maar ek hoop julle verstaan. Die doop is 'n uiterlike teken, as ons praat van die waterdoop. Is 'n uiterlike teken van dit wat Jesus vir jou wil doen of gedoen het. Die doop is 'n teken, 'n uiterlike teken, dis al, van 'n innerlike werk wat God in die mens wil doen of reeds gedoen het. Die doop self doen niks. Hy kan nie. Nooit nie. Die Heilige Gees kan dit alleen doen. Die waterdoop kan nooit doen wat die Heilige Gees alleen kan doen nie. En dit is om jou in Christus te plaas nie. En te verseël nie, sodat ek nooit weer verlore kan gaan nie. En dis die evangelie. En dis die dinge wat vir jou en my moet opgewonde maak. Dis die dinge as ons hierdie goeders na kyk, wat vir jou en vir my brandende harte moet gee opnuut. Om in verwondering voor die Here te staan, sê, Here, U het dit gedoen. Ek verstaan nie alles so presies nie, maar Here, dat U dit gedoen het, en sulke planne gehad het, en sulke beelde gebruik het, om vir ons U goedheid en U guns en U genade te kom demonstreer. What a mighty God. What a wonderful God. Hoe groot is U? En dan verbly ons onsself opnuut weer in ons verlossing en in ons verlosser. As jy weet waarvan ek praat. Maar die Here sulke beelde selfs gebruik het om vir ons te sê, ek kom. En vir die disippels sê, ek kom al van ver af. Volgende week, as jy wil, volgende keer, dan praat ons oor die koperslang, wat ons daar 'n nummerie van lees. Dis 'n interessante ene. Daar is nog vir julle 'n paar, ons gaan kyk hoe ver ons kom. Kom dit saam. Vader, baie dankie vir U kosbare woord, ryk en so omvattend, soveel dinge wat daarin verborge is, en wat U nooit bedoel het met verborge bly nie. En wat U vir ons met insig en met verstand ook seën om dit te kan raak sien. U wil vir ons 'n geestelike oog gee om dit te kan begryp, te kan verstaan. Van wanneer ons dit sien, besef dit en ons waardeer dit, gaan dit verseker vir ons in 'n dieper aanbidding, groter toewyding ook bring. Dankie vir die beeld van die ark vanmôre. En dat ons kan weet, ons is veilig daar binne. Ons is veilig in Christus. Niks kan ons skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie.
Geen dood, geen lewe, geen toekomstige dinge, geen verlede dinge, niks nie. Dankie dat vir ons in die woord ook sê, niemand kan julle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek gee julle die ewige lewe. My Vader is groter as almal. Niemand kan julle uit die hand van my Vader ruk nie. Here, U het toegesluit, U het verseël. U het gedoen en ons eer, ons aanbid U daarvoor. Ons verdien dit nie. Maar U het gedoen. Al die lof en die eer kom U toe in Jesus se naam. Amen.